Hoofstuk 5. Die Grieke, Romeine en Afrikaners. Kom ons hoor wat sê die Britse historikus Arnold Toynbee. Hy het gesê, beskawings hoef nie uit te sterf nie, want dis nie organismes nie. Beskawings is 'n produk van wilskrag. Dit is 'n beweging, nie 'n toestand of 'n hawe nie. Ons is mense met die vryheid van keuse. Ons kan nie ons verantwoordelikheid afskuif op die skouers van God of die natuur nie. Ons moet dit self opneem. Dis ons verantwoordelikheid. Aldus Arnold Toynbee, Britse historikus. Die opkoms en val van volke, kulture en beskawings is 'n onderwerp wat al vir eeue lank druk bespreek word deur almal wat uit die verlede wil leer hoe om in die toekoms suksesvol te wees of te oorleef. Die Amerikaanse historikus Jared Diamond het die onderwerp al indringend in verskeie toonaangewende werke ondersoek. Diamond word beskou as 'n vooraanstaande denker en is onder meer al deur die gesaghebbende tydskrif Foreign Policy aangewys as die 9de invloedrykste openbare intellektualis ter wêreld. Sy boek Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, 1997, wat ondersoek instel na hoe geografie tot die ontwikkeling van verskillende uiteenlopende beskawings bygedra het, was 'n internasionale blitsverkoper. Dit is reeds in meer as 30 tale vertaal, het talle pryse, waaronder die Pulitzerprys vir nie-fiksie verwerf en is deur die National Geographic in 'n dokumentêre minireeks omskep. In sy boek Upheaval: How Nations Cope with Crisis and Change, 2019, skryf Diamond dat nasies, net soos mense van tyd tot tyd deur krisisse gaan, wat deur nasionale aanpassings opgelos kan word. Of nie? Sy standpunt is dat die meeste krisisse spruit uit die sameloop van veranderinge wat stelselmatig oor jare opgebou het. Die krisis wat dan ontstaan is die skielike bewuswording van druk wat oor 'n lang tydperk ontstaan het. Die hervormings wat gevolglik ingestel word, is inderwaarheid dan bloot 'n erkenning van wat reeds gebeur het. Volgens Diamond kan nasies soms krisisse oorkom, danksy die selfvertroue wat ontwikkel na die oorkoming van vorige krisisse. Die herinnering aan oorwinnings dra dan by tot die nodige selfvertroue. Die 100-jaar krisisse. Afrikaners se geskiedenis word reeds die afgelope nagenoeg 300 jaar gekenmerk deur 'n buitengewone verskynsel, naamlik die ontwikkeling van 'n bestaanskrisis tydens eeuwendings. Boonop is die krisisse telkens in die eerste dekade van die volgende eeu opgelos. Die eerste krisis het kort na die aanvang van die 18de eeu begin met die swak regering van Willem Adriaan van der Stel. Die owerheid het vele uitdagings aan die jong volk aan die Kaap gestel en die burgers negatief gestem. In 1707 het 'n jong seun, ene Hendrik Biebold, in 'n woedebui teen die owerhede uitgevaar en 'n merkwaardige stelling gemaak: "Ek ben 'n Afrikaner." Sy uitroep was die eerste openbare aankondiging van die aard en het daarmee die geboorte van die Afrikaner as selfstandige volk, wat nou nie net meer 'n aanhangsel van die Nederlanders was nie, bevestig. Die tweede noemenswaardige uitdaging waarmee die Afrikaner gekonfronteer is, het presies 'n eeu later, naamlik 1806, afgespeel, toe die Kaap vir die tweede keer deur Brittanje beset is. Die eerste poging tot 'n oplossing was die mislukte Slagtersnek-rebellie van 1815. Dit is sowat 15 jaar later opgevolg deur die suksesvolle Groot Trek, toe ongeveer 17.000 Afrikaners die binneland ingetrek het op soek na vryheid en veiligheid. Dit is opgelos toe die Paul Kruger geslag 'n nuwe republiek in Afrika gebou het. Dit was deel van die 5de geslagrepublieke in die wêreld, toe die Afrikaners se stamlande nog monargieë was. Die derde krisis het aan die begin van die 20ste eeu plaasgevind en het teen die einde van die Anglo-Boereoorlog 'n hoogtepunt bereik. Die Afrikaner het in hierdie geval eers na die mislukte gewapende opstand van die 1914 rebellie 'n suksesvolle oplossing gevind.
Deur die stigting van sterk gemeenskapsorganisasies op verskeie terreine, het die Afrikaner vanaf die verskroeide aarde-era binne een geslag weer 'n kulturele selfregering opgebou. Daar is deur middel van 'n sterk netwerk van helpmekaar organisasies op kulturele, ekonomiese, maatskaplike en politieke gebied 'n Afrikanerstaat binne 'n staat geskep. Enkele dekades later het die sogenaamde kulturele staat sterker as die destydse koloniale staat geword en is die republiek uitgeroep. Dit was maar net die erkenning van 'n werklikheid wat reeds gebeur het. Dit is noodsaaklik dat die Afrikaner selfvertroue in die oorkoming van hierdie en ander krisisse put, aangesien moedeloosheid meermale voortvloei uit mense se onkunde oor die suksesse van die verlede. Kortom, die Afrikaner was al daar en is nog steeds hier. Die vraag is of daar 'n resep is waarmee 'n mens of 'n nasie uit 'n bepaalde krisis kan kom. Diamond noem verskeie voorwaardes of faktore wat 'n rol kan speel in die suksesvolle oplossing van krisisse. Die voorwaardes bied 'n nuttige raamwerk vir die uitdagings wat Afrikaners in die gesig staar. 10 daarvan word vervolgens ondersoek. Eerstens, erkenning dat 'n krisis bestaan. Eensstemmigheid oor 'n erkenning van die bestaan en erns van 'n krisis en die moontlike oplossings daarvoor is vir geen volk 'n maklike taak nie. Luidens Diamond word 'n krisis dikwels ontken of onderspeel, of onenigheid oor die hantering daarvan bestaan. Hy waarsku wel dat nasies, nes mense, 'n krisis aanvanklik mag ignoreer, ontken of onderspeel totdat hierdie verlammende fase beëindig word deur 'n eksterne gebeurtenis. Afrikaners beskou soms die gevolg van hulle bestaanskrisis as die oorsaak daarvan. Swak munisipale bestuur en onveilige strate word byvoorbeeld as die probleem geag, terwyl dit inderwaarheid die gevolg van die Afrikaner se bestaanskrisis, naamlik uilverspreiding is, wat daartoe lei dat die gemeenskap oral dieselfde probleme ervaar. Hierdie verwarring, oftewel ontkenning van die Afrikaner se bestaanskrisis, sal dit ongelukkig nie laat verdwyn nie. Intussen reageer mense toenemend self daarop en migreer na plekke met 'n hoër konsentrasie Afrikaners. Tweedens, neem selfverantwoordelikheid. Diamond beklemtoon dat 'n volk self verantwoordelikheid vir sy krisisse moet neem en nie homself as 'n slagoffer van gebeure moet sien, in selfbejammering moet verval of ander daarvoor blameer nie. Verantwoordelikheid begin met die aanvaarding van persoonlike en nasionale veranderinge. Dinge kom nie net van self reg of word deur ander reggestel nie. Die hand moet self aan die ploeg geslaan word. Derdens, probleemoplossing. Na die erkenning van die krisis en die besluit om verantwoordelikheid vir die oplossing te aanvaar, is die volgende stap om presies te bepaal wat gedoen moet word. Talle Afrikaners het self besluit dat die probleem van uilverspreiding net opgelos kan word deur groter konsentrasie. Die mense het reeds van vervallende middestede na voorstede getrek, of van falende dorpies na streekdorpe, of van die staatsdiens na die privaat sektor. Baie ander kan nie dadelik die probleem oplos nie, maar maak stelselmatig gereed om dit mettertyd te doen. Dan is daar die les van leer by ander nasies. Teen die 1860s het Japan daarin geslaag om hulle nasionale krisis, naamlik hulle agterstand teenoor die Weste, te oorkom. Dit is gedoen deur die beste uit die Weste oor te neem en die beste uit hulle eie kultuur te behou. Daarmee het Japan binne slegs 30 jaar vanaf 'n land met 'n feudale stelsel tot 'n moderne nywerheidsland ontwikkel. Afrikaner kan baie by klein volke in federale lande leer. Hoewel die Afrikaner se omstandighede heeltemal verskil, bied volke soos die van Switserland, België, Suid-Tirol en selfs Israel belangrike lesse. Die Duitssprekende minderheid in die provinsie van Suid-Tirol in Italië bly een van die beste voorbeelde van hoe 'n klein gemeenskap homself suksesvol kan handhaaf.
Die Tirolers vorm 'n skrale 0,6% van die totale Italiaanse bevolking van 60 miljoen mense, maar is tog nie 'n magtelose minderheid nie. Die kultuurgroep beskik oor volledige interne autonomie, hulle eie provinsiale regering en ontvang sowat 75% van hulle eie belasting wat in die streek se dienslewering teruggeploeg kan word. Maar hoe kry die Tirolers met hulle skamele 360 000 mense dit reg? Hulle sukses berus op die feit dat hulle nie wyd verspreid oor Italië woon en derhalwe oral 'n minderheid vorm nie. Die Duitssprekende gemeenskap is sterk gekonsentreer in die provinsie Suid-Tirol, waar hulle nagenoeg 70% van die bevolking vorm. Die Tirolers het besef dat die enigste oplossing vir 'n klein bevolking is om homself in 'n bepaalde gebied te konsentreer. 'n Verspreide minderheid kan homself nie blywend handhaaf midde in 'n groeiende meerderheid met 'n moeilik versoenbare kultuur en ideologie nie. Die meerderheid gaan altyd in die versoeking wees om 'n presterende minderheid se bates te vat, sy instellings oor te neem en hulle vir hulle eie mislukkings te blameer. Daarom bly dit onverantwoordelik vir 'n minderheid om vir hulle toekoms staat te maak op die verdraagsaamheid van die meerderheid. Geen grondwet, politieke stelsel, hof of selfs militêre mag kan 'n magtelose minderheid blywend verskans teen die gevolge van die oorheersing van die meerderheidsgroep nie. Die hoogs opgeleide deel van die minderheid gaan bloot begin emigreer na veiliger en gelyker weivelde wat tot die ondergang van die hele volk kan lei. Die grootste uitdaging vir Afrikaners is dat dit nie 'n natuurlike Tirol, Skotland of Lesotho het waar dit 'n natuurlike meerderheid vorm nie. Dit is die Afrikaner se bestaansuitdaging en nie sy klein getalle nie. Daarom is die oplossing groter konsentrasie op minder plekke, nie nasionale selfmoord deur inlywing by 'n groter groep nie. Dit is ook noodsaaklik dat internasionale steunwerwing onderneem word om praktiese hulp ter uitvoering van hierdie konsentrasiestrategie te kry in gemeenskappe met soortgelyke uitdagings. Ondersteuning moet ook onder Suid-Afrikaners wat reeds geëmigreer het, gekry word. Nasionale identiteit. Nasionale identiteit word deur Diamond beskryf as 'n gedeelde trots in die mooi eienskappe wat 'n volk kenmerk en hom uniek maak. Verskeie bronne van nasionale identiteit kan hierby ingereken word, naamlik taal, kultuur en geskiedenis, sowel as militêre en ander prestasies. Volgens Diamond was dit juis die Finne se nasionale trots en identiteit wat hulle die moed gegee het om staande te bly teen eksterne bedreigings en om groot opofferings te maak ter wille van hulle gemeenskap se oorlewing. Die Finne het byvoorbeeld na die Tweede Wêreldoorlog hulle trouringe ingegee om hulle oorlogsskuld aan die Sowjetunie te betaal. Dieselfde sin vir nasionale identiteit het die Duitsers en Japanners gehelp om hulle verpletterende nederlae te verwerk en uit die verwoesting van die oorlog op te staan. Volke se geskiedenis bly volgens Diamond die belangrikste bron van nasionale identiteit waaruit daar in krisistye geput moet word. Daarom is dit belangrik dat die Afrikaners se geskiedenis terugvat by die African National Congress, die ANC-regering, en dit normaliseer, sonder om dit te probeer verheerlik of alles te regverdig. Eerlike selfbeoordeling. 'n Volk se eerlike selfbeoordeling is noodsaaklik in die oorkoming van krisisse. 'n Eerlike, onpartydige beoordeling van die Afrikaner is daarom van kardinale belang en moet die groep se positiewe en negatiewe eienskappe kan identifiseer. Baie Afrikaners het getuimel van 'n oormatige selfvertroue tot 'n punt waarop hulle nie hulle self 'n bestaansreg gun nie of heeltemal moed vir die toekoms verloor het. Verskeie positiewe kenmerke van die Afrikaner kan egter ook gelys word. Een van die belangrikste lesse wat uit die Afrikaner se geskiedenis geput kan word, is die volk se vermoë om na 'n tyd van swaar kry weer op te staan. Historiese ervaring van die oorkoming van vorige krisisse. Die groot trekgeslag was op die randjie van uitwissing,
maar het binne die bestek van een leeftyd tot by 2 modelrepublieke gevorder. Hierdie merkwaardige Paul Kruger geslag het in uiters moeilike omstandighede westerse politieke, ekonomiese en regstelsels sowel as 'n werkende staatsadministrasie met dorpe en stede gevestig. Die Afrikaner kan vandag nog trots wees op hierdie onvergelykbare prestasie. Na die verwoestende Anglo-Boereoorlog tussen 1899 en 1902 was die Dellery geslag net so merkwaardig en produktief. In die sowat 2 dekades na 1902 het die Afrikaner binne die bestek van een geslag, vanaf die oorlogse konsentrasiekampe en verskroeide aarde tot by 'n moderne land gevorder. Hierdie prestasie het nie uit die lug geval nie, maar het gespruit uit die ongeëwenaarde opbouproses van nuwe beginners. Die Dellery geslag het die volk besiel om die verwoeste land weer op te bou. Besighede en 'n moderne ekonomie is begin. Kultuurorganisasies is gestig. Koerante is gevestig en die taal van die Afrikaner, Afrikaans, is gemoderniseer. Welsynsorganisasies is opgerig. Talle skole, kerke, hospitale, politieke, landbou, vroue en jeugbewegings is ook in die tyd op die been gebring. Met ongelooflike kulturele energie is die land geheel en al herbou. Dit is merkwaardig dat die eerste 2 dekades na die Afrikaner se verlies van mag in 1994 'n skrille teenstelling is met die opbouprestasies van die Kruger en die Dellery geslagte. Soveel van dit wat deur die 2 geslagte opgebou is, het in die afgelope 20 jaar ten gronde gegaan of is oorgeneem. Daar is wel talle individuele prestasies deur Afrikaners, soos op sakegebied, maar van die prestasies van die Afrikaner in sy geheel is daar min sprake. Ten spyte daarvan dat die moderne Afrikaner oor soveel meer hulpbronne en kundigheid beskik, staan die huidige geslag se prestasies in die skadu van sy voorgangers. Die Afrikaner behoort hoër verwagtinge van homself te koester. En die kultuur van verdraagsaamheid teenoor onderprestasie moet die nekslag toegedien word. Sake is egter nog lank nie verlore nie. En dit is bemoedigend dat al meer Afrikaners die verlammende moedeloosheid en rigtingloosheid afskud en aktief begin meewerk aan die skep van 'n nuwe toekoms. Geduld en buigsaamheid. Diamond lê in sy uiteensetting van voorwaardes vir die suksesvolle oplossing van krisisse klem op die belangrikheid van geduld en volharding tydens teenslae. Hy benadruk ook dat die nodige buigsaamheid aan die dag gelê moet word. Hoewel daar geklou moet word aan beginsels en strategie, moet die taktiek en toepassing buigsaam wees. Kernwaardes. Nasies het almal 'n stel kernwaardes wat algemeen deur hulle lede aanvaar word. In sommige gevalle is mense selfs bereid om daarvoor te sterf. Volgens Diamond is kernwaardes verwant aan nasionale identiteit, maar kan tog daarvan verskil. Die Finne se nasionale identiteit hou bepaald verband met hulle besondere taal en kulturele prestasies. Maar die kernwaardes waarvoor hulle bereid was om teen die Sowjetoormag te veg, was hulle strewe na vryheid en onafhanklikheid. Kernwaardes kan dit vir nasies moontlik maak om krisisse te oorkom, maar ontoepaslike waardes kan die taak natuurlik ook bemoeilik. Daarom moet hierdie waardes deurentyd hersien word. In die geval van die Afrikaner is daar ook kernwaardes wat steeds aanvaar word, terwyl ander uitgedien geraak het. Die harde werklikheid het bewys dat die Afrikaner se historiese kernwaarde van vryheid wat bepalend is vir veiligheid en voorspoed steeds noodsaaklik is vir die groep se blywende voortbestaan. Daarteenoor is die Afrikaner se koloniale afhanklikheid van swart arbeid 'n uitgediende oorblyfsel uit 'n vergange era en stel die groep bloot aan beskuldigings van die voortsetting van apartheid as gevolg van die sogenaamde cappuccino-verdeling van die werksmag, met die klein laagie wit bo en swart onder. Geopolitiese ligging. Duitsland se geopolitiese ligging in die middel van Europa
tussen magtige bure, het deur die eeue heen sy bevolking verskeie kere aan groot lyding blootgestel. Duitse leiers soos Otto von Bismarck, wat hierdie bestaansuitdaging verstaan het en kon bestuur, het hulle mense se vryheid, veiligheid en voorspoed verseker. Leiers soos Adolf Hitler, wat dit nie begryp het nie, het hulle volk en die wêreld in teëspoed gedompel. Afrikaners vorm weens hulle verspreiding, oftewel ligging, 'n kwesbare minderheid midde in 'n groeiende meerderheid. Dit stel die groep daagliks bloot aan onder meer misdaad en die gevare wat uit protesaksies teen vervallende dienslewering voortspruit. Hierdie bestaansbedreiging kan net deur groter konsentrasie ontkom word. Hoe groter die konsentrasie, hoe hoër is die vlakke van vryheid wat gaan geld. En hoe veiliger is dit, en hoe groter is die kans op voorspoed. Die geskiedenis het al getoon dat daar baie oorsake vir die val van volke en ryke is. Terselfdertyd wys die geskiedenis ook dat volke wat hulle bestandsuitdaging bepaal, verantwoordelikheid vir die oplossing aanvaar en vindingryk optree om dit op te los, die uitdagings wel kan oorkom. Afrikaners hoef nie geduldig, gedienstig en gedwee onder die golwe van die geskiedenis te verdwyn nie. Herlewing is moontlik.